Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Woensdag, die 18de Maart 2026 en hierdie hele week gesels ons uit Romeine 7 vers 15 tot 25. Nou volgens die tema is wanneer sonde 'n houvas kry. Ons dink baie keer aan sonde as net 'n paar verkeerde dinge wat ons doen. Soos, ek het iets verkeerd gesê of iets verkeerd gedoen. Ja, en dan beweeg 'n mens maar net weer daarna aan. Maar Paulus praat hier van sonde op 'n baie dieper manier. Hy sê nie net sonde is iets wat jy doen nie, hy sê dit is iets wat 'n houvas op 'n mens kan kry. Met ander woorde, sonde is nie net 'n oomblik nie, dit kan ook 'n mag word wat begin werk in jou lewe. Nou Paulus sê in die brief aan die Romeine hoofstuk 7 vers 20 die volgende: En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. En dit is baie sterk woorde hierdie. Hy praat van sonde wat in hom woon. Dit beteken sonde werk nie net aan die buitekant van 'n mens nie, dit is nie net uiterlike gedrag nie, dit werk binne in jou gedagtes, jou emosies, jou begeertes. Dis iets wat in die diepte van jou hart begin werk. En dis hoekom dit soms voel asof jy teen iets wil beklei wat sterker is as net 'n swak besluit. En dalk moet ons net dit van sonde sê. Ons dink partymal, voel partymal, wil dit eintlik so verstaan dat sonde iets is wat buite my beheer om gebeur. Maar dis nie waar nie. Want dis keuses wat ons maak en ons weet regtig gewoonlik dat dit nie binne die wil van die Here is nie. En daarom is sonde jou verantwoordelikheid. Dis nie asof jy kan sê, dis nie my skuld nie. En Paulus help ons nogal om dit te verstaan. Hy sê, dit begin eintlik baie selde groot. Dit begin gewoonlik klein. 'n gedagte wat jy toelaat, 'n houding wat jy begin koester, 'n gewoonte wat jy net so bietjie ignoreer. En aanvanklik lyk dit onskuldig en jy dink, dis nie so erg nie. Maar met tyd begin dit groei en dit raak 'n patroon en daai patroon begin jou lewe te vorm. En voor jy jou oë uitvee, besef jy, hierdie ding het nou 'n houvas gekry. En dis hoekom Paulus so eerlik is oor sonde. Nie om ons bang te maak nie, maar om ons wakker te maak. En dit bring jou by vandag by 'n eerlike vraag. Watter klein dinge in jou lewe kan later groter probleme word? Is daar dalk iets wat jy al lankal verskoon? Iets wat jy sê, dis nie so ernstig nie, maar diep binne weet jy, dit is besig om te groei. God het nog nooit ons geroep om perfek te wees nie, maar hy roep ons om eerlik te wees, om nie weg te steek nie, om nie te verskoon nie, maar om dit na hom toe te bring en te sê, Here, hier is iets in my lewe wat nie reg is nie. Help my. Dan is daar natuurlik goeie nuus. God werk nie net op die oppervlak nie. Hy kom nie net om ons gedrag so bietjie op te poets nie. Hy kom om iets baie dieper te doen. Hy kom om ons harte te verander. En die dinge wat ons vasgevang het, die patrone waarin ons vasgeloop het, selfs dit wat voel of dit al deel van ons geword het, God kan daar kom werk, want sy genade gaan dieper as enige sonde wat in ons kan woon. Here Jesus, U het aan die kruis gesterf met al ons sonde op U. En ons is ontsettend baie dankbaar daarvoor. Maar help ons om te onthou dat U deel is van ons lewens, en dat U weet wat se keuses ons maak, en waar ons eintlik kies om die verkeerde dinge te doen, en dat dit regtig dan 'n definisie van sonde is. Ja, dit is in ons aard, maar ons kan ook in ons aard gaan en sê, Here, hier is ons, met ons menslike aard, en ons weet, U kan ons help. U kan ons help om dit te erken, help om daaraan te werk, want U beloof dit, en ons is dankbaar. Daarom bid ons dit, sê ons dit, verklaar ons dit in U naam, die naam van ons Here Jesus Christus.
Amen.